Goeiemôre vriende, dit is vandag Vrydag 20 Junie 2025. Here, wanneer ons na Esegiel kyk en hy 'n visioen laat sien waar hy by die vlakte met droë bene is en hy op die ou einde dan die asem in daai droë bene inblaas sodat dit weer lewe kry. Here, so is dit soms wanneer ons na omstandighede kyk, dat ons net 'n vallei met droë bene sien. Uitgedroog, meer dood, kan dit nie dood wees as jy net 'n klomp droë bene daar sien nie. Maar Vader God, wanneer ons vir U bid en U gees oor die bene laat gaan, sit U vleis op, sit U spiere op, blaas U op die ouende U asem in en raak 'n vallei droë bene op die ouende vallei met lewendige mense. Here, soos ons omstandighede ook dikwels, wanneer ons daarna kyk, sien ons net 'n vallei droë bene, sien ons net, Here, iets wat onmoontlik is om te verbeter. Maar Here, in U hande raak selfs die doodsheid lewend. In U hande, Here, raak 'n vallei met dooie bene 'n vallei met lewendige mense, pratende mense. In U hande, Here, kom U en U vat 2 visse en 5 brode en vermeerder dit en U gee vir 20.000 mense kos. In U hande, Here, is enigiets moontlik. En U is ons Vader, daarom, Here, kom ons altyd na U toe, vir hulp, vir raad, vir kennis, vir wysheid, vir insig, vir moed, wanneer ons moedeloos is. Dankie, Here, dat U ons go-to person altyd kan wees. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, dat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons gaan aan hierso in Spreuke 28. Ons het gister by vers 19 stilgestaan. Vandag is ons by vers 20. 'n Betroubare man is baie voorspoedig. Een wat gou ryk wil word, sal sy straf kry. 'n Betroubare man is baie voorspoedig. Een wat gou ryk wil word, sal sy straf kry. Nou, vriende, ingebed in hierdie versie staan ons nou eintlik 'n klomp goed, né? Hy wil eintlik sê die tweede gedeelte, een wat gou ryk wil word, sal sy straf kry. Nou, in gou ryk wil word, liewe vriende, is dit altyd schemes. Gou ryk wil word, is dit om kort paaie te kies. Gou ryk te word, is dit dikwels, vriende, om die verkeerde goeders te doen, né? Om gou ryk te wil word, men jy op 'n tydjie met die verkeerde mense. Om gou ryk te wil word, het jy gewoonlik met mense te doen, nie altyd nie, maar het jy met mense te doen wat baie maklik beginselloos kan wees, waardeloos kan wees, wat nie waardes het nie. As 'n mens gou ryk wil word, liewe vriende, kan dit wees dat mens baie maklik op ander mense trap, dat jy baie maklik ander mense aftrap om in die proses bo uit te kom. So een wat gou ryk wil word, sal sy straf kry. So iemand wat gou ryk wil word, sal sy straf kry, as die spreekgedigte dit sê, beteken dat hy op 'n onbetroubare manier, op 'n oneerlike manier kom waar hy gekom het. Een wat gou ryk wil word, sal sy straf kry. Ja, want hy stel dit mos nou teenoor 'n betroubare man is baie voorspoedig. Nou wat 'n betroubare mens, vriende, dit is die mense wat 'n mens soek. Ek sê altyd vir julle, 'n mens kan 'n aap skills leer, maar jy kan hom nie leer om 'n mens te wees nie, né? Jy kan hy kan allerlei toertjies doen wat baie soos 'n mens is. Hy lyk so nice en so aan, maar 'n aap kan nooit 'n mens wees nie, né? Ek bedoel, dit is tog so wat 'n hond ook mos nou nie 'n mens kan wees nie, of 'n kat nou nie 'n mens kan, wat ook al. Nee, jy kan hom skills leer. Ja, hy kan pragtige paar goedjies doen met mense, maar hy gaan nooit 'n mens kan wees nie. 'n Betroubare man is altyd voorspoedig. Liewe vriende, 'n onbetroubare mens is baie sleg.
Dis iemand, vriende, wat jy eenvoudig nooit met verantwoordelikheid kan toevertrou nie, want hy kom dit nie te na nie, hy raak onverantwoordelik, hy is oneerlik, hy loop die verkeerde pad, maar 'n betroubare mens, 'n betroubare man en vrou, dit is die persoon wat jy wil aanstel in jou organisasie. Daarom sê ek, jy kan 'n aapskiels leer, jy kan nie met mense wees nie. Ek sê altyd vir mense wat ek mee in besigheid baie keer te doen kry, ek sê, jy kan 'n briljante ou aanstel, maar as hy nie skills het om te kommunikeer met ander mense nie, gaan hy jou maatskappy, of kan hy of sy jou maatskappy verwoes. Kry eerder die persoon met menslike skills, kry eerder die persoon wat oordentlik luister, kry eerder die persoon op die ou einde wat goed kan kommunikeer met ander mense, die regte dinge oor. Jy kan hom die skills leer wat hy nie het nie, maar jy kan nie die ou wat die skills het wat nie daai kant het nie. Hy gaan dit nie kan leer nie. Jy gaan 'n onbetroubare mens selde of ooit betroubaarheid kan leer. Daarom kies vir jou, wanneer jy 'n besigheid is, of jy in die staatsdiens is, of waar jy ook al is, kyk dat jy iemand is wat betroubaar is, iemand wat ek so baie keer vir julle sê, wat 'n waardesisteem het, wat sy ja en sy nee. Wanneer sy vir jou sê, maar dit is so, hoef jy nie te gaan kyk of dit so is nie, dit is so, iemand wat nie vir jou jok nie, iemand wat eerder eerlik sal sê, man, ek het laat gekom want ek het verslaap, nie vir jou te sê, hoorie so, die verkeer was so 'n bietjie wild nie, omdat ek maar eintlik wat gebeur het, ek het te laat by die huis weggespring nie. Laat iemand vir jou die verroerdenis kan sê, wat is waar? 'n Betroubare man of vrou is baie voorspoedig. Vriende, wanneer jy betroubaar is, lyk dit baie keer in die begin, of ja, dit vat hom lank om by 'n punt uit te kom waar dit met jou goed gaan, maar vriende, wanneer jy konstant betroubaar is, wanneer die wêreld en die mense rondom jou in besigheid en waar ook al begin agterkom, jy loop die reguit pad, jy's 'n betroubare mens. Ja, vriende, baie keer lyk dit of die onbetroubare ou baie makliker by plekke uitkom en baie geld maak. Ja, dit is aanvanklik so. Maar hulle is die ouens wat die maagseer lê, hulle is ook die ouens wat op die ouende uitgevang word, en ons op die ouens wat ook gestraf word. Wees tevrede met wat jy het. Né? Wees tevrede wat jy weet wat jy het. Doen die ding op die regte manier. 'n Betroubare man is baie voorspoedig. Op die ou einde is iemand, liewe vriende, se naam en sy reputasie loop voor hom of haar uit. En op die ou einde wil mense besigheid doen met jou. Op die ou einde wil mense by jou wees, omdat jy altyd met integriteit, betroubaarheid jou pad geloop het. Wat ek en jy ook al doen in die lewe, wees betroubaar. Moenie bang wees vir die waarheid nie. Praat altyd die waarheid. Maak nie saak wat die gevolge is nie. Aanvanklik lyk dit asof die ou wat jok en nie eerlik is nie, of hy dit maklik het. Maar hy word uitgevang, want hy moet die hele tyd check hoe hy lieg. Want as hy verkeerd lieg, gaan word hy uitgevang. Maar as jy die waarheid praat, gaan jy 100 keer uit 100 keer die waarheid praat, want dis wat dit is. Jy hoef nie nou te gaan dink, maar wat het jy nou eergister of die dag voor dit gesê nie? Nee, want jy weet, dit het jy gesê. Dit is hoekom dit so maklik is. Praat altyd die waarheid. Liewe vriende, as jy, maak nie saak wat jy verkeerd gedoen het nie. Ja, dit is daunting baie keer om te dink, ek moet nou sê dit vir die ou reguit. Sê vir hom, ek maak dit op 'n baie eenvoudige vlak. Sê vir die ou man, weet jy, ek het my wekker gestel, ek het hom te dood gedruk, en kan jy glo, ek het verslaap, dis hoekom ek laat is by die werk. That's it. Dan is jy die verkeerde, dat we gaan kyk en hoe so wat ek ons in die dit was nie verkeerd daar nie, of sy ou wat 'n bietjie gaan check het. Dan is jy in jou man. Daarna is die volgende 2 jaar vertrou hy glad nie wat jy sê nie. Praat altyd die waarheid. 'n Betroubare man is baie voorspoedig. Een wat gou ryk wil word, sal sy straf kry. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar, sy teenwoordigheid ervaar. Amen.